Vanoggend gesels ek met Adèle de Tooy. Nou, sy is die woordvoerder vir die Rooibos Raad. Adèle, baie welkom hier by Grootplaas weer eens. Dankie, goeiemôre Mia. Goeiemôre. Bly jy darm warm? Ek doen. Gelukkig, my rooibos hou my warm. Ag, dis lekker om te hoor. Adèle, vertel vir my, ons praat almal deesdae meer en meer oor die term volhoubaarheid. Dit is so belangrik, veral ook in die landbousektor. Nou, rooibos is bekend vir al sy gesondheidsvoordele, maar wat maak dit ook 'n goeie kandidaat as dit kom by herwinning en hergebruik? So Mia, rooibos is 'n natuurlike produk, wat nie net goed is vir jou gesondheid nie, soos wat jy gesê het, maar ook vir die planeet. So, die gebruikte blare is heeltemal biologies afbreekbaar en natuurlik, dis vol voedingsstowwe, so dit maak dit absoluut ideaal om te gebruik vir kompos of vir tuinbou. En dan kan mense dit ook nuttig maak in velsorg byvoorbeeld, of as 'n reukbeheer, of jy kan dit selfs as 'n ligte skoonmaakmiddel gebruik. Dus is dit 'n perfekte voorbeeld van hoe 'n alledaagse produk 'n tweede lewe kan kry, en natuurlik hoe kan ons bydra om onnodige afval te vermy. Wat is dit van rooibos, as jy nou praat van die blare, wat so goed is in kompos en in grond, vir plante spesifiek? So rooibos is propvol antioksidante. Party van die antioksidante is totaal en al uniek tot die plant, maar dis ook die kombinasie van die antioksidante in rooibos wat dit so fantasties maak. Natuurlik as jy dit drink, dis kafeïenvry, so baie goed vir enige iemand van enige ouderdom. Die herwinningskoers in Suid-Afrika, en ons almal weet dit, is ongelukkig nie so hoog soos wat dit in ander dele van die wêreld is nie. Nou, hoe kan gewone Suid-Afrikaners rooibos gebruik en op 'n praktiese manier die planeet help? Geef my 'n paar wenke, hoe kan mens dit prakties toepas? Absoluut. So ons herwin hier in Suid-Afrika omtrent so 10% van ons afval, en in party lande in Europa is dit tot 60%. So ons het baie werk wat ons moet doen. En elke koppie rooibos kan regtig 'n kans bied om 'n verskil te maak. So in plaas van daarvan om jou gebruikte sakkies weg te gooi of selfs jou losblare, kan jy dit op verskillende maniere gebruik. So een is kunsmis of 'n bedeklaag om jou plantjies en jou saailinge, baie goed om die saailinge dan vochtig te hou, seker te maak, daar verdamp nie te veel water nie. Dan kan jy self doen gesigskropmiddel doen met jou gebruikte teerblaartjies. Jy kan dit meng met bietjie olie, olyfolie of self coconut oil. Jy kan jou vel daarmee skrob, baie lekker veral in die winter. Dan is rooibos 'n wonderlike reukneutraliseerder. So jy kan dit in jou skoene sit of selfs in die yskas, en dit kan van daai vieslike reukies wat baie keer plaasvind van ontslaa raak. Ja. En as jy nie van die ene geweet het nie, dit is vir my baie interessant, is jy kan baie droë rooibosblare gebruik om jou vuur aan te steek. So dis nou vir die kaggel of vir die braai op Saterdagmiddag. Ja. Ek wil graag by jou weet, en ons gaan nou nie handelsmerke of iets hierso noem nie, maar is daar 'n verskil tussen verskillende handelsmerke rooibos? Of is almal net rooibos? Verstaan jy wat ek probeer vra? Ja, ek sal sê daar is 'n verskil daar, wanneer jy kyk in die streke in die Cederberg area waar rooibos groei, dis baie soos wyn, die terroir bepaal hoe die rooibos proe. So, party van rooibos word in meer helling areas gegroei, waar dit meer seewinde kry, ander areas is platter. So dit het definitief 'n invloed op hoe die rooibos proe, en dan ook die seisoene. So party jare is daar meer reën, ander jare is daar meer droogte, en dit het beslis ook, omdat dit 'n natuurlike produk is, 'n effek op hoe rooibos proe. Ja, dit is geweldig interessant. Ek dink so baie daaroor. Jy het nou genoem van die Cederberge. Nou, vertel vir my, hoe help die rooibosbedryf self om volhoubaarheid en biodiversiteit in die Cederberge te bevorder? So die rooibosbedryf is diep verbind tot bewaring van die Cederberge, en daar's natuurlik 'n unieke ekosisteem waarin rooibos groei. So deur sertifisering van organisasies soos die Rainforest Alliance en ook deelname in die Union of Ethical Biotrade, of ons ken dit as UEBT, werk die bedryf regtig saam om die omgewing te beskerm. Daar's alreeds 500 hektar grond herstel en herwin. En dan as ons verder kyk, is daar ook die Greater Cederberg Biodiversity Corridor, en onder dit is daar omtrent 70,000 hektar
onder formele bewaringsooreenkomste beklee en dan plus op dit is daar omtrent nog R300 000 hektaar deur vrywillige vennootskappe binne in die landbou en biodiversiteitsorganisasies. So dis regtig 'n voorbeeld van hoe landbou en bewaring hand aan hand kan werk. Ja, dit is wonderlik. Hou vir my gedagte, ons gaan net gou 'n bietjie loer na ons landboukalender met trots geborg deur FR+. FR+, grow and guard your wealth. Gesels verder met Adèle de Tooy, sy is die woordvoerder vir die Rooibos Raad en ons praat 'n bietjie oor wenke hoe jy rooibos kan gebruik. Ja, rooibos wat jy in jou koppie tee gedrink om 'n groener planeet om jou te maak. Adèle, ek dink as dit kom by rooibosboerdery, hoe hou mens 'n rooibosboerdery volhoubaar? So rooibos is natuurlik inheems in die kleinstreek waar dit groei in die Cederberge en waar dit ook verbou word. So dit beteken dis natuurlik aangepas in daai omgewing en klimaat en dit vereis baie minder hulpbronne soos water en kunsmis as ander plante byvoorbeeld. Boere gebruik ook meer volhoubare praktyke soos wisselbou en natuurlike plaagbeheer wat baie belangrik is om die omgewing na te kyk. En dan ook hierdie benaderings help om die grond gesond te hou en dan verseker dat toekomstige geslagte ook die voordele van rooibos kan pluk. Nie net ekonomies nie, maar ook omgewingsgewys. Ja. Hoekom kan mense net enige plek in Suid-Afrika rooibos plant nie? Of met dit boer rooibos? Dit is spesifiek geaard in daai area. As jy kyk na die sand waarin die rooibos groei, dit lyk amper soos seesand. En dit groei ook nogal hoog bo seevlak. So tussen 200 en 1000 meter bo seevlak. Rooibos is 'n semi-droë plant. So in die ander ding is daar's ekstreme temperature wat daar plaasvind. So in die winter kan dit tot onder vriespunt gaan en in die somer gaan die temperature tot bo 50 grade Celsius. En deur dit alles met rooibos oorleef en hy doen dit baie goed en daai tipe klimaattoestande en die omgewing waar dit groei word nie eintlik op 'n ander plek gedupliseer nie en dis hoekom dit so uniek is. En hy oorleef en floreer met baie min amper hantering, nee? Dis 'n plant wat op sy eie net as hy gelukkig is hy gelukkig. Absoluut. So natuurlik as jy klein plantjies het, moet jy so 'n bietjie besproei veral as hulle begin groei. As die plant volwasse is, dan floreer hy soos jy gesê het in daai omgewing en nêrens anders in die wêreld nie en dis regtig besonder. Nou ons weer uit Wêreldomgewingsdag skyn nou maar die lig op uitdagings wat mens in die omgewing ervaar, wat mens kan doen, wat mens meer kan doen. Wat kan ons prakties vandag begin doen om eintlik maar die toekoms van die omgewing, ons omgewing, te bewaar? Ek dink die sleutel is begin klein, maar begin vandag. So ons kan minder plastiek gebruik, ons kan herwin waar ons kan. Ons kan regtig die hergebruik van natuurlike produkte soos rooibos oorweeg en as elkeen van ons vandag 'n gewoonte verander, soos om gebruikte blare in die tee te gebruik of 'n zero waste leefstyl aan te neem, dan kan dit regtig op die einde van die dag 'n groot verskil maak en dit is die sleutel tot volhoubare alledaagse aksies, maar dis ook daai gewoonte-skepping. Ek dink as mens kyk na iets soos rooibos wat eintlik maar so deel van ons as Suid-Afrikaners se DNS is. Ek dink baie oor die feit hoe benader julle as 'n raad navorsing oor iets wat eintlik al so lank gevestig en geliefd is. Is daar spasie vir nuwe navorsing, nuwe innovasie,
nuwe drome oor 'n gewas of 'n produk soos rooibos? Absoluut. So die Rooibosraad, een van ons mandate is om inderdaad navorsing te doen oor rooibos. Ons weet al vir baie dekades dat rooibos gesond is, maar nou het ons die onderskraging nodig van wetenskap om dit te bewys. En ja, daar's verskriklike interessante studies nou en in die toekoms ook. Byvoorbeeld, daar's 'n studie waar hulle kyk na hoe rooibos, die drink van rooibos, petroljoggies wat blootgestel word aan gifstowwe van petrol in die omgewing waar hulle werk, of dit kan verminder. Dis interessant. Ja. Verskriklik interessant. Daar's nou rooibos navorsing wat gedoen het oor rooibos, hoe dit Alzheimer kan voorkom en ook die brein kan aanhelp. Ons weet rooibos is baie goed vir jou verteringsstelsel. So daar's ook navorsers wat kyk na hoe rooibos vertering en ook die mikrobiotika in jou spysvertering kan aanhelp. Ons ken rooibos eintlik as 'n prebiotiek wat probiotika aanhelp. So daar's verskillende interessante dinge wat mense na kyk, nie net om die drink van rooibos nie, maar ook ander aspekte. En as jy praat oor innovering, rooibos is lankal nie meer net 'n drankie nie, dit word gebruik in skoonheidsprodukte, dit word gebruik in diereprodukte, veral met diere wat baie sensitiewe vel het, baat verskriklik baie by rooibos. En natuurlik in ander funksionele kosse, so ons sien dit in yoghurts, in brode, in gebak, en daar's selfs rooibos wat gebruik word om vleis te langer te laat hou. So dis regtig interessant hoe rooibos op verskillende maniere toegewend word en nog steeds so toeganklik is vir die algemene Suid-Afrikaner. Adel, jy is duidelik 'n kampvegter vir rooibos, soos wat dit hoort wees, want dis so 'n reg Suid-Afrikaanse produk. So ek wil vir jou 'n oomblik gee as jy mense moet oortuig oor waarom rooibos eerder en wat maak rooibos so spesiaal en so uniek. Wat is die rede? Daar's so baie. Eerstens, rooibos word nêrens anders in die wêreld verbou as die klein area waar dit groei nie. Rooibos het ook die beskermde benamingsoorsprong gekry van die Europese Unie, so dit beteken rooibos is dieselfde soos champagne en port. Jy kan nie dit groei in 'n ander area as die Cederberg area waar dit groei en dit rooibos noem nie. So dit regtig onderskraag die uniekheid van rooibos en dan bo-op dit ook, dis so toeganklik, bekostigbaar. Dit het voordele vir enige iemand, of jy dit drink, op jou vel sit of in jou tuin gebruik. Daar's soveel wonderlike dinge wat ons kan seevier oor hierdie unieke Suid-Afrikaanse produk. Jy sê so bekostigbaar en so toeganklik, maar ook so lekker, né? Absoluut, of veral op 'n koue winteroggend. Ja, Adel, is altyd vir my so lekker om met jou te gesels. Dankie vir die werk wat jy doen en ook sommer net jou passie. Dis lekker as iemand met passie oor iets praat wat eintlik so tweede natuur vir baie van ons is. So dankie vir dit wat julle doen. My plesier. Ek dink rooibos vloei deur my are. Dankie Mia.